Ek wil meer soos Jesus wees, en ek wil doen wat U begeer. Sal U die werk wat U begin het in my voltooi? Sal U my elke dag verander, net soos U wil? Want ek wil meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer en meer en meer soos Jesus wees. Goeiemôre en welkom by ons Sondag stilword afspraak waar ek en jy vanoggend weer 'n tydjie saam spandeer in die woord van die Here. Ek wil vandag so 'n bietjie saam met jou stil word, so 'n bietjie dink oor 'n baie mooi woord wat ons in Afrikaans het. Die woordjie sagmoedigheid. Nou wanneer mense die woord sagmoedigheid hoor, dink hulle dikwels aan swakheid. Dink hulle aan mense wat nie regtig op hulle voete kan staan en hulle rug reguit kan maak nie. Maar volgens die Bybel is sagmoedigheid nie 'n swakheid nie. Dit is in wese 'n krag wat deur God binne in ons gegee word, wat deur die Heilige Gees vir ons as die vrug van die Gees gegee word. Kom ons lees wat sê die woord van die Here oor hierdie kosbare woord, sagmoedigheid. Ons lees daarvan in Matteus 5 vers 5, ek het verlede week Matteus 5 vers 4 gekwoteer. Nou, hierdie teks sê, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Is dit nie mooi nie? As mens hierdie woord hoor, en jy moet hom probeer beskryf in 'n taal, is dit moeilik om dit te doen, omdat dit meer 'n daad is, of 'n inklinasie van die hart is, wat leef, as wat dit 'n woord is. Het is moeilik om dit te verduidelik, om sagmoedigheid te definieer. Jesus was die volmaakte voorbeeld van sagmoedigheid. Hy het die mag gehad om legioene engele bevel te gee, om hom te hulp te snel, en te roep, toe hy gekruisig is. Maar hy het homself aan die wil van die Vader onderwerp, en die volle prys van liefde betaal. Dit is ware sagmoedigheid. Sagmoedigheid beteken om nie terug te slaan wanneer jy seer gemaak word nie. In watter terrein jy dit ook al wil sien, in 'n argument of wanneer jy te nagekom word nie. Om nederig te bly wanneer jy sukses behaal en vooruitgaan in die lewe, om nie daarop met dit op loop te gaan nie, maar om nederig te bly. Om kalm te reageer wanneer ander jou uitdaag of benadeel, met hulle woorde of met hulle dade. Nou, daai is 'n moeilike enetjie vir baie van ons, vir my ook soms. Om God te vertrou om vir jou te veg. Die woord van die Here sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here. Hy sal die stryd namens ons stry. Is nie mooi nie. Moses word in die Bybel beskryf as die sagmoedige man, of die sagmoedigste man wat op aarde geleef het. Tog was hy een van die grootste leiers wat ooit geleef het. So dis 'n bietjie in stryd met wat die wêreld ons leer, né? Sy sagmoedigheid het nie sy gesag verminder nie, hom swakker gemaak nie. Nee, dit het sy karakter juis versterk. Omdat dit
'n vermoë is, 'n gawe wat die Here in ons harte bou. Jy sien, die wêreld hou nie so baie van hierdie woord nie. Die wêreld sê, veg vir jou regte, staan op en maak jou rug reguit en beklei terug. Nee, Jesus sê, vertrou my. Ek sal jou verhoog op die regte tyd. Verneder jouself en dan sal ek jou verhoog. Wanneer ons sagmoedig is, laat ons die Heilige Gees toe om ons reaksie op 'n saak te beheer, of op 'n argument, of op 'n gevoel, of 'n emosionele uitbarsting. Laat ons hom toe in ons lewe om dit te beheer. Dit vervang vrede waar daar woede was. Dit bring vergifnis waar daar wraak was. En liefde oorwin haat. Galasiërs 5 vers 22 en 23 leer ons dat sagmoedigheid 'n vrug van die Heilige Gees is. Dit is nie iets wat ons uit ons eie krag kan voortbring, omdat ons so oulik is, of daaraan kan werk en dissiplineer om so te wees nie. Nee, dis iets wat God in ons vorm deur sy Heilige Gees, wanneer ons naby aan hom leef, in 'n intieme verhouding met hom is. En soos ons groei in ons verhouding, word hierdie sagmoedigheid meer in ons. Vra jouself vandag, hoe reageer ek wanneer iemand my beledig of benadeel? Is my woorde vol genade en liefde, of is hulle vol bitterheid? Wys my lewe, my dade, my reaksie, wys dit iets van Christus in my lewe? Jesus beloof, die sagmoediges sal die aarde beerwe. God sien diegene raak wat nederig voor hom wandel. Hy verhoog hulle op sy tyd. 2 Kronieke 16 vers 9 sê, en dit is so mooi, hy sê, die oë van die Here deurkruis die hele aarde, om hulle te ondersteun, wie se harte onverdeeld op hom gerig is. En as ons harte op hom gerig is, sal ons sagmoedig wees. Onthou, sagmoedigheid is nie 'n swakheid nie. Dit is die krag van Christus, wat deur 'n nederige hart, wat gebuig is voor God, sigbaar word. Ek moet afsluit, en ek wil dit doen met 'n gebed saam met jou vandag. Here, mag ons vandag hierdie gebed bid. Leer my om nie deur my emosies en gevoelens beheer te word nie, maar deur u Gees. Gee my 'n sagmoedige en 'n nederige hart, soos die van Jesus, sodat ek u karakter elke dag kan weerspieël daar buite in die wêreld, sodat ek Jesus kan wees vir 'n wêreld wat hom desperaat soek en nodig het. Amen. Here Jesus, maak my skoon, dat die Gees in my kan woon, want ek het dors om naby aan U te kom. Elke treukie wat ek gee, wil ek net vir Jesus leef. Sal U deur die Gees my lewe kom verander, want ek wil meer soos Jesus wees, en ek wil doen wat U begeer. Sal U die werk wat U begin in my voltooi, sal U my elke dag verander, net soos U wil, want ek wil meer soos Jesus wees. Ja, ek wil meer en meer en meer soos Jesus wees.
Ja, ek wil meer soos Jesus wees. Ja, ek wil